Goeiemôre vriende, ek hoop julle het 'n lekker week. Julle het ook 'n lekker naweek gehad wat agter die rug is. Ons is nou, ek dink die besighede glimlag dan nou weer. Dat al die vakansie daar ook iets van die verlede is. Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil. O Heilige Gees, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om as die kinders saam te kan wees. Here, wat ons het om U te kan aanbid as ons God en ons Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en dat ons vrye toegang tot U het. Here, baie dankie daarvoor. Here, kom ook ons tekortkominge te na. Here, ook baie dankie dat U gesterf het vir ons sondes. En Here, dat U nog steeds met liefde na ons kyk, alhoewel ons maar nog baie keer voete van klei het. Ons kom vra vir U dat U deur die Gees vir ons ondersteun met wysheid asseblief. Help ons sommer met ons eie wilskrag, Here. Help ons om te onderskei. Amen. En mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Soos julle weet, is ons by Titus. Miskien net weer vinnig vir julle sê, die brief is gerig aan Titus, pastorale brief. Hy is op die stadium is Titus in Kreta, die eiland Kreta. En die eiland Kreta het ons vir mekaar gesê, was bekend gewees vir sy lossedes en sy oneerlikheid, en dan het ons ook 'n stukkie gelees waar Paulus sommer hulle aanhaal wat die hulle eie profete sê, hulle is altyd leenaars, ongediertes en luivrate, wat hulle eie profete van hulle sê op die eiland Kreta. Die doel van die brief het ons vir mekaar gesê, liewe vriende, is dat hy moet ouderlinge aanstel om die orde reg te stel in die kerk, dat daar gesonde leierskap moet wees, dat die valse leer reg te stel en te wys hoe die geloof dan ook prakties uitgeleef moet word. Dit is hoekom Paulus vir Titus skryf. En toe het ons 'n bietjie stil gestaan by die ouer mans, die gesonde leer wat hy met hulle oor praat, en ons het 'n bietjie gepraat daarso, wat die gesonde leer is. So ouer mans moet nugter wees, eerbaar wees, verstandig, gesond, vas in die geloof, liefdevol en volharding, en so moet jy ook, en dan het ons datetjies opgehou. So hy het met die ouer mans gepraat, dan kom praat hy met die vroue. Nou, weer eens, soos ek vir julle al by baie tye gesê het, ook die beginsels daar uitvat, maar dis in 'n spesifieke konteks geskryf. Nou, onthou die vroue in daai tyd is gesien as die kinders en die slawe, né? Hulle is gesien en hulle is gehoor, maar eintlik nie gesien nie, of gesien en nie gehoor nie. Ons hulle plek geken het, dit is 'n patriargale stelsel gewees. Die vrou het eintlik nie veel van 'n rol gespeel in 'n groot mate nie, né? So ons moet dit in daai konteks sien wanneer hy die volgende sê. Nou sê hy, net so moet jy ook vir die ouer vroue sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe het. Not 'n probleem daarmee nie, né? Ons moet almal 'n heilige lewe hê. Wat 'n heilige lewe? Om afgesonder te wees vir God, om absoluut in Jesus Christus se voetspore te volg. Hulle moenie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie. Dit kan ons vir mekaar sê, dit geld eintlik vir alles, nie net vir ouer vroue nie, dit geld vir die mans, maar vir die mans ook daarso gesê, wees nugter, né? Wees nugter, moet nugter wees, eerbaar wees, verstandig wees, né? So moenie kwaad praat nie, moenie julle aan drank verslaaf wees nie, né? So moenie gaan en skinder nie. Dis eintlik wat hy sê. So moenie gaan skinder nie. Hy sê dan ook vir die vrouens, moenie te veel wyn drink nie. Moenie aan wyn verslaaf raak nie. Dit is nie 'n goeie ding nie, dit is nie 'n goeie voorbeeld wat jy stel nie. Dan kom sê hy, hulle moet goeie raad kan gee. Daarmee is dit 'n great, né? Dit is so. Ek dink ons ouer vroue, ons oumas en ouma grootjies was wyse mense, ons ma's en pa's, hulle kan vir ons goeie raad gee, né? Sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, né? Nou ek sê, dit is great. Dit is jy as 'n ma dit vir jou dogter kan leer, en for that sake ook vir jou seuns kan leer. Is dit wonderlik, né? Om verstandig te wees, kuis te wees. Nou, en dit kan ons ook nog vir mekaar sê, dit is goed. En wat is kuis te wees? Dit beteken om nie net seks wil te wakker enige plek te hê met elke tweede ou in die bed te spring wat vir jou 'n paar mooi woorde in die oor fluister nie, né? Ek dink deesdae lyk dit vir my, dit is amper partykeer die norm. Maak nie saak, jy ken nie ou, gaan dans 'n bietjie met hom en dan spring ons in die bed, né? En dit is wat eintlik is, ek kom sê, ouer vrouens wys vir die jonger vrouens dat hulle moet verstandig wees en kuis wees. En nou kom ons by goeie huisvrouens wees.
Nou in ons tyd het ons professionele vrouens. Ja, ons het ook huisvrouens, dit is so. En daar's niks verkeerd daarmee, dit is wonderlik om 'n huisvrou te wees. My ma self was 'n huisvrou, alhoewel sy my pa geweldig baie in die gemeente gehelp het. Daai tyd kon sy nie, mag sy nie gewerk het nie. So daar's niks verkeerd daarmee as jy besluit om die kinders groot te maak by die huis nie. Daar's niks verkeerd. En ek dink daar kan nou ook leer by ma en pa, né. En dan sê hy onderdanig aan hulle mans te wees. Nou weer eens, as ons gaan kyk na wat Paulus vroeër sê, dan sê hy mans en vrouens moet aan mekaar onderdanig wees. Jesus het daai middelmuur van skeiding afgebreek. Daar's nie meer vryman, Griek, slaaf nie. Almal is op 'n gelyke grondslag geplaas, né? So moet die vrouens en die mans onderdanig wees? Ja. Moet die mans aan die vrouens onderdanig wees? Ja. Nee. So dis 'n pertinente ding, soos baie van die kerke deesdae verkondig, die vrou moet by die elder gaan hoor, mag hy sekere goed doen, en dan die elders is gewoonlik ook net mans, wat mag die vrouens wees nie, en dan moet jy vir jou man gaan vra as jy iets gaan doen, jy mag nie sonder dat jy vir jou man gevra het, mag jy dit nie doen nie, hy die laaste sê daaroor, wat absoluut snert is, nee. Dat 'n mens met mekaar kan gesels daaroor en vir mekaar kan sê, jong, dit is die pad wat ek loop en dit 'n klankbord daar, medeleierskap aanvaar. Yes, dit is wat dit is. So dis hoekom ek sê kontekstueel moet ons kyk na die goed. Ons moet daarna kyk, en spesifiek hierdie ding waar dit oor onderdanigheid aan hulle mans gaan, is dit 'n wederwysige ding. Dis nie 'n ding wat die vrouens moet stil bly in haar plekkie nie. Dit is nie waar dit gaan nie. Nee, dit is, moet ons sê, daai tyd was dit absolute patriargale stelsel gewees, en ons moet sê Jesus het daai goed eintlik omskrap, né? Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Dan gaan hy aan, dan sê hy, net so moet jy die jonger mans vermaan om hulle verstandig te gedra. Nou, dit is belangrik. Jonger mans kan baie keer hand uitraak, nee, ons was almal jonk, ons weet. So hy sê net so moet jy die jonger mans, Titus, kom sê hy, dis nou ek praat met Titus, nee. Titus, so moet jy die jonger mans vermaan om hulle verstandig te gedra. Hulle moet net hulle kop uithak en 'n klomp strooi aanjaag nie. Want dit is 'n klomp manne bymekaar is om 'n nou vang hulle net 'n klomp strooi aan, nee. Maar dan sê hy baie interessante ding vir Titus. En alles moet jy self vir hulle 'n voorbeeld stel van goeie werk, suiwerheid in die leer, waardigheid in gedrag, 'n gesonde en onaanvegbare prediking. Nou, so Titus, wanneer jy praat met hierdie jong manne, dan moet jy vir hulle so 'n voorbeeld stel dat jy navolgenswaardig kan wees. En jy moet vir hulle 'n voorbeeld stel en leer hoe om vir Jesus Christus te volg in waardigheid en gedrag. Dat jy nie moet begin simpel raak en almal begin sê, maar hoorie, wat gaan met hierdie ou, en hy's met totaal en al ontoepaslik. Hoekom doen hy dit? Né? Waar ek kom sê in waardigheid en gedrag. Waardigheid en gedrag, en ou moet altyd baie mooi daarna kyk. En dan sê hy gesonde en onaanvegbare prediking. En hoekom sê moet hy dit vir die jonger mans hoekom sê, liewe vriende? Want op daai stadium was hulle omring die heeltyd deur heidense nasies. Aan die heeltyd 'n klomp ander goggas ingekom het, dwaalleraars wat ingekom het. So wanneer hulle gepraat het en wanneer hulle vir mense geleer het, moes dit gesonde en onaanvegbare prediking gewees het. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Dit is ongelukkig wat ek en jy glo in die Bybel. Ons gaan nie gaan slaan mense se koppe en dan maak mense dood omdat hulle nie dit glo nie, liewe vriende. Dit is maar net ons geloof. Dit is ons glo, dit is ons die Bybel verstaan, dit is wat ons glo die waarheid is, né? Dan sal elke teenstander in die verleentheid kom dat hy niks slegs van ons sal kan sê nie, as hierdie goed geld nie, né? Wanneer hy sê, net so moet jy die jonger mans vermaan om hulle verstandig te gedra, jy moet self vir hulle 'n voorbeeld stel van goeie werk, suiwerheid in die leer, waardigheid en gedrag, gesonde en onaanvegbare prediking. Dan sal elke teenstander in die verleentheid kom dat hy niks slegs van ons sal kan sien. My 5 sê, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.